Terwille van die opname, dit is Dominee Frans Joubert van Lewende Hoop, wat met u gesels op 16 Augustus 2026. En ons tema is geestelike huis skoonmaak. Ter aanvang wil ek sê dat hierdie aanbieding is eintlik 'n baie kort opsomming van uittreksels uit ongeveer 7 boeke en so 4 studies wat geskryf is deur kundiges op die gebied van die Bybel, as ook demonologie. En ons sal die bronnelys na afloop van hierdie aanbieding aan u verskaf en wys. Dit is dan ook uit kennis wat opgedoen is met so 4 organisasies op bedieninge, seminare en kursusse, as ook uit meer as 28 jaar se bediening. En omdat die aanvalle van die vyand al hoe meer sluw en heftiger word, hoe langer ons die pad probeer stap saam met die Vader, is ek genoodsaak self om weer in diepte hierna te kom kyk, om al meer in oorwinning te kan leef. Want ek bely, ons is nog nie daar nie. Ek het nog nie gearriveer nie. En soos die gesegde lê. So neem hierdie boodskap dus asseblief baie ernstig op en glo dat dit wat ons vir u gee baie gekonsentreerd en baie kortliks is. Kom ons bid saam. Dankie ons Vader, dat ons as u kinders die voorreg het om ook in die oggend voor u te kan buig en u te kan aanbid. Dankie vir soveel seëninge uit u hand uit, soveel genade en vir u ondeurgrondelike liefde en trou. Help ons in hierdie oggend dat ons werklik sal inneem en laat u ons sal help en sal bystaan. In Yeshua se naam. Amen. Nou baie mense vra of wonder, hoekom sou 'n foto, 'n afbeelding of 'n beeldjie van een of ander afgod, of selfs 'n wilde dier, of selfs 'n sportheld in 'n mens se huis 'n probleem kan wees. Dat daar dan demoniese aktiwiteite kan plaasvind of heers en onverklaarbare goed gebeur of afspeel. En ek wens ek kan vir getuienisse gee wat ons self beleef het van mense waar ons by was. Dat sekere dinge dan net skeefloop. Kinders veral baie sleg slaap en erg gepla word deur nagmerries. Dat klein kindertjies gedrog te sien in hulle kamers of party vertrekke in die huis. Ons was by gesinne, dan roep hulle my en sê, oom, daar sit hy in die hoek. Dan sien ek nik. En dan beskryf ek die ding vir jou. Of volwassenes wat eweneens baie sleg slaap en ook lelike nagmerries kry, aanhoudend. En goed soos finansies nie uitwerk nie. Ek dink 'n paar van ons kan assosieer. Ja. Of gesondheid die hele tyd 'n probleem is. Of dat alles net altyd skeefloop. Daardie spreekwoordelike ongeluksvoël-sindroom. In erge gevalle dat daar onnatuurlike goed gebeur wat 'n mens glad nie kan verklaar nie. Klomp dekades gelede het ou mense gepraat van dit spook by so 'n huis of daar's cholery aan die gang. Almal ken die gesegdes, né? Nou is dit so dat baie van u teenwoordig en sommige wat sal luister het al die DET kursus geloop by KWN, diep emosionele terapie by Keerpunt Beradingsnetwerk, of blootstelling gehad aan bevrydings- en beradingssessies en ietsie hiervan geleer. Of daar was 'n videoetjie in omloop van Teun Gildenhuys, maak skoon jou huis. Ongelukkig verkondig die man net gedeeltelike waarhede. Wat 'n paar jaar terug die rondte gereeld gedoen het. Nou met sulke ornamente in die huis, as 'n reël afbeeldings, prente of beeldjies as sogenaamde Afrika kuns, van veral oosterse lande met vreemde godsdienste, dan is mense se verweer gewoonlik, maar dit is bloot net 'n ornament. Nee? En ek of ons aanbid dit nie. Ons buig nie daarvoor neer nie. En ag dit nie is belangrik nie.
Hoe kan dit daarom as het ware 'n vloek oor my huis of my huishouding en my gesin bring? Nou, ons sal 'n bietjie teruggaan na die Hebreërs toe. In Hebreërs is daar 'n paar woorde wat as 'n vloek of curse op Engels vertaal word, wat verband hou met beeldjies en afbeeldings en prente en sulke goed en selfs banvloek goed en sulke goed wat as afgode beskou kan word. Kom ons lees Deuteronomium 7 vers 26. En jy mag geen gruwel in jou huis inbring nie, sodat jy nie net so onder die banvloek kom nie. Jy moet daar heeltemal 'n afskie van hê en dit geheel al as gruwel beskou, want dit is onder die banvloek. Op Engels stel dit so, neither shalt thou bring an abomination into thine house, lest thou be a cursed thing like it. But thou shalt utterly detest it, and thou shalt utterly abhor it, for it is a cursed thing. Hierdie woord gruwel, of dan abomination op Engels, is to abhor. Dis iets wat afstootliks is, iets wat afskuwelik is, veral moreel, of 'n afgod of 'n afgodsbeeld. En die woord cursed thing is kairem. En dit is 'n verdoemde voorwerp of item. En hoor mooi die volgende: iets wat toegewy is aan die bose. Iets wat vernietig moet wees of moes wees, met die banvloek getref moes wees. Dus inderwaarheid is dit iets wat onder die banvloek is. En dit is die verdere betekenis, en dit is vir my baie insiggewend toe ek nou 'n bietjie dieptestudie doen. Ek het 2 konkordansies geërf al vir 'n paar mense gewys. Een is 14 volumes, en die een is wat 9. En oor een woord gaan hulle sommer so 20 bladsye aan. En die groot verduideliking is dat dit het die verdere betekenis om in 'n net vasgevang te wees. Ja, soos visse wat jy in 'n net vang. Nou Deuteronomium 13 vers 17 en 'n paar ander tekste gaan ons ook lees. Ook mag daar niks van wat bangoed is aan jou hand bly kleef, sodat Jahwe hom nie van die gloed van sy toorn kan afwend en aan jou barmhartigheid kan bewys en hom voor jou verontferm en jou vermenigvuldig, soos wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het. Kom ons lees hom in Engels. And they shall cleave not of the cursed thing to thine hand, that Yahweh may turn from the fierceness of his anger, and shew thee mercy, and have compassion upon thee, and multiply thee, as he hath sworn unto thy fathers. Kom ons lees Josua 6 vers 18. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie terwyl julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem, en die laar van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie. Op Engels praat hulle weer van a cursed thing, en a curse. Dus, wanneer ons kyk na iets wat onder die banvloek is, soos dit vertaal is dit op Engels hierdie cursed thing. Iets wat toegewy is aan die bose. Maar dit het die effek op jou en jou gesin en jou huis en dalk jou kantoor, om dit as ware in te sluit en gevangen te hou soos in 'n net. En dan is jy afgesluit. Maar jy is afgesluit of afgesonder vir iets onheiligs, vir die bose. En dit net bloot om 'n ding in jou huis aan te hou of teen 'n muur te hang. Sulke afgode of beeldjies en afbeeldings veral van die heidense en barbaarse nasies word en is dan kontakpunte vir demoniese magte en bose geeste om jou en jou gesin en jou huisgesin en jou goed demonies te kan affekteer of dan verkeerd te beïnvloed as jy wil. En dit bring verdrukking oor jou en jou huishouding en is die meeste van die tyd dan ook gebiedsgebonde. Wat min mense dan ook weet en baie min mense wil glo, is dat veral die barbare in Afrika en ander heidense nasies wêreldwyd, wanneer hulle items maak, om veral aan toeriste te verkoop,
dan dra hulle dit op en wy dit toe aan hulle afgode. En soms, en blykbaar meeste van die tyd, word daar dan ook vloeke uitgespreek daaroor om diegene te tuister waar dit uiteindelik opeindig. En ek sien 'n paar mense knik kop en stem saam. Nou, ons kan persoonlik getuig van Afrika Kuns. Destyds het my pa vir my 'n dingetjie gekoop, met een van die enigste persente wat hy ooit vir my gegee het, as ek reg onthou. 'n Klein kunstige beeldjie van 'n seekoei, werklik baie kunstig, uit groen seepsteen, wat groot demoniese affektering oor ons huis veroorsaak. En dis 'n lang storie van daardie tyd. Net so is daar byvoorbeeld kinderklere of beddegoed met afbeeldings van, wat was gebruik maar die Engelse naam, Batman, Superman, en daardie eenoogmonstertjies, wat noem hulle dit nou weer? Minions, of so iets, né? Wat dikwels demoniese affektering oor kinders bring, wat daar blootgestel word, of dit aantrek, of in sulke beddegoed slaap. Mense, ons kan persoonlik getuig van dosyne sulke gevalle, wat regtig traumatiese gevolge op sulke kinders gehad het. Kinders wat normaal is, van oud gemeentelede. En wanneer hy daai pakkie klere aantrek, verander hy in 'n klein duiweltjie. En hulle doen die onheblikste goed. En mense kan dit nie verklaar. Die liewe kind is skielik 'n klein duiweltjie. Hoe kan ek dan my huis skoonmaak en my huishouding reinig? Daar's 'n paar beginsels wat ons eers na moet kyk met die aanvang van hierdie oorlog teen die bose mag. 1. Kom ons sê gebedsvegters en intercessors moet elkeen in persoon enige bewustelike of selfs onbewustelike sondes bely en daarvoor om vergifnis vra deur die wassing van die bloed van Messia, Yeshua. Dan eers kan jy werklik in gebed intree en die geveg aanknoop. In 2 Korintiërs 10 vers 5 geld ook hier, net soos met vraag en antwoord gebed, dat ons die skanse afbreek en eie verbeeldings bind en ons skoonmaak voor Vader, en dan Jaruach se stem te kan hoor. Die tweede punt is, sulke, sal ons sê, gebedssoldate, of geestelike vegters of gebedsintercessors, moet verkieslik alreeds self deur berading en bevrydingssessies kon gegaan het. Anders is jy waarskynlik dalk nog nie heeltemal skoon. Veral waar dit gaan oor familiale bindinge en vloeke, of dan generasievloeke soos dit ook bekend is, wat baie keer deur geslagte heen oordra na die volgende geslag. En ek mense kon uitbrei. Mense, daar's letterlik honderde gevalle in die geskiedenis, wat sê maar, oupa dood op 42-jarige ouderdom, raai wat, pa dood op 42 ouderdom, en dan is daar vloek daar, en dan wil die kind, of die seun, ook dood op daai ouderdom, of die dood word veroorsaak. Dat is regtig sulke gevalle. So dit word oorgedra na die volgende nageslag. Derde punt, sulke gebede moet baie spesifiek wees om te gaan oor beskerming en afseeling van die gesin en familie en jou goed en die area of gebied waar hulle woon en werksaam is. En dit moet gegrond wees op die verbonde van die Bybel, wat natuurlik insluit en die belangrikste verbond is die nuwe verbond, deur die vloek uit met Yeshua Messia heen. En die goed sluit alles in waarin jy kan dink. Dis jou huis, dis jou meubels, dis jou motors, dis jou diere, jou troeteldiere. Selfs jou gawes en bediening wat oor jou en jou gesin heers. Dis ook in die gemeente. Mense, julle moet regtig hierdie boodskap baie fyn luister, want ons kondenseer geweldig. Die vierde in, die proses van sulke gebede is dan eintlik drievoudig, want eerstens, dit moet verseker is belydenis van sondes insluit, eerstens vir jouself as die bidder,
maar ook namens die mense wat dalk sondes gepleeg het. Soos jou voorouers, wat het dalk onwetend gedoen. Baie mense het nie van beter geweet nie. Baie van die mense het aan broederbond en vrymeesters en seker goed behoort en gedag dis 'n baie oulike saak. Tweedens, alle demoniese magte, strukture en die houvas, oftewel die affektering, daai invloed wat op jou het, moet gebreek en afgesny word en jy moet dit nietig verklaar. En dit sluit in hierdie organisasies soos nou genoem, vrymeestery, broederbond, die Round Table ensovoorts, wat baie van ons voorgeslagte aan behoort het. En dit het outomaties vloeke oor die nageslag oorgebring. Indien moontlik moet demone individueel spesifiek aangespreek word. Ek het 'n hele lys, seker op 33 bladsye van demone. Ek dink hier's nog 'n paar mense wat kan bylas. As jy maar ken, laat jy hom spesifiek aanspreek en verjaag. En dan moet jy hulle nie net wegjaag nie, jy moet hulle plaas onder die voete van Messia Yeshua, onder die vloekpaal, of by die vloekpaal, anders gaan hulle net elders blyplek soek. Hierdie is 'n verskriklike belangrike punt. Dan, derdens, moet ons die salwing afbid van die Heilige Gees Jaruach, as goddelike saad en afbid die losmaak van Elohim se hemelse beskerming deur sy engele, dat hy hulle opdrag gee om ons te beskerm. Jy kan net vra dat dit gebeur, jy kan nie 'n engel gebied nie. Dat ons en ons geliefdes en ons goed sal help opgepas word. Dat die salwing en die Heilige Gees se vuur, ja roog, ons sal oordek. Dat ons sal omring word deur 'n muur van vuur, soos gebore gebid. En hierdie gebedsaksies moet op die makro sowel as die mikrovlakke wees. Dit wil sê, makro is dit eiendom in geboue en areas, wat baie keer deur demone as vestings gebruik word. Hulle het ook 'n huisie wat hy soek om te bly, né? En dis dikwels sterk manne wat daar heers. As ook demoniese seisoene wat ons moet afbreek, en daardie demone en vestings wat hulle dit gebruik, moet ons dit afbreek, né? Hierdie planne wat die boosheid vir ons bedink en beplanne oor hierdie plekke en hierdie goed. Nou op die mikrovlak is dit die individuele persone. Eerstens bid jy vir jouself en jou gesin, maar jy bid ook vir die persone deur wie die demone werk. Mense en ons het dit al baie aanskou met ons eie oë. Jy dink dit kan nie wees nie. Hierdie liewe broer, want hulle was al in die gemeente, en skielik werk die duiwel hierom. En jy staar in verstomming en jy dink, kan dit dieselfde persoon wees? So, om hulle toe te vou met die salwing van die Heilige Gees Jaruach vir hulle beskerming en veral vir klein kinders. So, die kragte van die bose magte wat gemobiliseer wil word, moet gebind word. Want daar is bose magte in die lig, en ons almal ken die Efesiërs 6 vers 12 en verder. Die 5de punt is, ten einde om effektief te kan bind, is die identifisering van hierdie bose en die bose beheerpunte en bose magte asook demone, eintlik bitter noodsaaklik. Jy moet verstaan met wie jy te doen. In die weermag is die vyand, is dit 'n tank wat op jou afkom of infanterie? Is dit 'n sluipskipper iewers? So jy moet weet met wie jy te doen. En dit beteken dat na ons gebed vir beskerming behoort ons elkeen dan te vra vir goddelike inspirasie en openbaring deur die Heilige Gees Jaruach in ons om hierdie werke van die duisternis bloot te stel, of bloot te lê. Dat ons dan bid dat al hierdie verborgde dinge ontbloot sal word deur die lig van Elohim en dat alle skadies en donkerte en duisternis verwyder sal word. En dat ons deur sy oë, deur die oë van die Heilige Gees sal kan sien. En ook al hierdie vreemde kragte en sondes wat gepleeg is, dat ons dit kan raak sien
en dat dit sal geskied deur 'n woord van kennis of wysheid, onderskeiding van geeste, saam met skrifopenbaring. En dat ons dan Elohim vra dat hierdie profetiese salwing oor elkeen van ons kom en vaardig sal word. Wanneer ons hierdie geveg in die geestelike realm betree, is dit by herhaling baie belangrik dat sondes soos geopenbaar elkeen voor die Vader gebring word. Die gebedjie van Abba Vader, vergeet asseblief al my sondes, is goed. Maar in hierdie geval moet jy eintlik elke sonde by die naam noem en voor hom bring en vra vir sy vergifnis. Moenie net vra dat dit vergewe word nie, maar vra dat hy my en jou sal vergewe. Jy moet dit baie spesifiek maak, né? En dat ons dan elkeen in die bres sal kan staan, dat elkeen van ons dus intercessors sal kan wees. Noem dan ook spesifiek sondes wat deur rituele plaasgevind het, as Vader het vir jou openbaar, of as jy daarvan weet, waar dienaars van die Satan by betrokke was. En dit sluit gewoonlik erge goed in soos seksuele perversie, bloedoffers, black magic, dis maar swart kuns of negromansie is die mooi Afrikaanse woord. Waarsere, heksery, vloeke, towery, ander towerspreuke en beswering. Mens kan die lys seker nog baie langer maak. Dit is ook belangrik dat ons vra dat die bloed van Messia Yeshua dit sal bedek, dit wat uitroep om vergelding. Daar's gevalle wat 'n moord gepleeg is in 'n familie. En dan soek die naasbestaandes vergelding in plaas van vergifnis. In enige oorlog, en hier's 'n paar ou oorlogsveterane hier saam met ons vandag, moet die vyand totaal verslaan word. En dit beteken dat elke bose mag of demoon ontroon sal word van hulle posisies van mag wat hulle bekommer. En daarom moet ons dit uitdruklik en hardop uitspreek en proklameer dat alle heksery, towery, beswerings, bindinge, vloeke gebreek sal word, afgesny sal word in die naam van Messia Yeshua. En dat dit alles en elkeen omgedraai sal word in 'n seëning. Jy vra Vader, asseblief draai hierdie vloeke om in seëninge. En wanneer jy dit bely, dan doen hy dit ook, maar vra hom daarvoor. En daarbij moet ons ook alle altare, geestelik sowel as fisies waar dit moontlik is, saam met getuienisse en trone omgooi en vernietig, veral waar dit tot stand gebring is om die Satan te eer of te aanbid. Mense, as jy in hierdie onderwerp ingaan, is dit so dat jy wil eintlik nie lekker slaap daaraan. So gruwelooslik is dit. Dat die Heilige Gees met sy vuur dit sal uitbrand en vernietig. Ons moet daarmee saam vra dat Elohim elke mag van duisternis sal tref met doofheid en blindheid en stomheid. Dat hulle nie verder Elohim se kinders kan tuister en plan. Dat hulle hekwagters en heersers oor eiendommig, dis met ander woorde gemylband sal wees. Julle weet wat is mylband. As honde beklei sit hulle baie keer vir hulle so skerp aan. So sif, en dan kan hulle mekaar nie byt nie. Dis 'n mylband, né? Ja, dat sulke eiendomme vry sal wees van enige demoniese magte en sterk manne, en dat hulle van hulle autoriteit en gesag gestroop sal wees. So moet ons elke demoniese mag stroop van sy doelwit, sy taak, sy beplanning en sy opdrag, en dit afbreek en hulle bind en verklaar in Messia se autoriteit, dat hierdie gebied en eiendom, soos ook hierdie saakie vandag, asook mense, wat daar is of verbonde daaraan is, nou ingesluit is in Messia se koninkryk, en dat dit met sy vuur omring sal wees en ondeurdringbaar vir hierdie bose magte. Dankie broer vir die gebed vanmôre, dat die vuur ons sal omring. Jy het iets gehoor in die gees. Net so kan ons Elohim vra en in sy naam en in sy gesag en autoriteit proklameer, dat al hulle kommunikasie in die geestelike realm verbreek en geblok gaan wees.
Want die klomp demone kan lekker onder mekaar skinder, en hulle praat lekker onder mekaar, en vertel al hulle stories vir mekaar. Geeste oproep byvoorbeeld, is een van die maniere hoe hulle skinder. Dis die demoon wat weet, wat gebeur het met die oorledene. Dat ons verwarring oor hulle verklaar en afbid, en dat hulle kragte nietig verklaar sal word, sodat hulle nie meer fisiese voorwerpe kan gebruik of dan misbruik vir hulle bose doeleindes nie. En ek kan vir jy sê, dis van klippe en rotse. Ons met ons eie oë gesien, hoe word koffiebekers rondgegooi, hoe word kasdeure oopgepluk en breekware op die grond gegooi, dat dit in vlente spat. Hulle gebruik goed tot soos elektrisiteit. Ja, hulle klim in Eskom in, klink het my party dan. Ja. Hulle gebruik selfs waterretikulasie en rioolwerke om groot rampe te veroorsaak. Dat alle demoniese verklarings en maniere vernietig sal wees, en dat hulle sulke bose beplannings wat hulle het, dat dit tot niets sal wees, en hulle geen houvas meer sal hê oor enige eiendom van Vader se kinders en van sulke mense nie. Seël ook dan af enige poorte of hekke in die gees. Baie keer laat ons 'n opening, en ek dink baie keer dat ek openinge gelaat groter is 'n vliegtuighengel se deur, want dit my kom pla, terwyl ek dink ek wen. Ons moet daai poorte toemaak in die gees en verseël dan sulke eiendom onder sy bloed. Ons kan dit met 'n simboliese handeling doen, waar ons erfgrense, en luister mooi na hierdie deel, of hoekpenne, afsalf met druiwesap of wyn, wat ons verklaar as verteenwoordigend van die bloed van Messia, volgens Johannes 15 tot 17. Gaan lees maar Johannes 15 tot 17. Daar praat hulle oor die nagmaal, en ons drink tog die wyn of die druiwesap, verteenwoordigend as die bloed van Messia. In geboue, begin by die verste hoek wat toe is, en beweeg na die deure wat toegang verleen, en salf af elke kusyn, elke opening, elke vensterkusyn, elke deurkusyn. Party mense gebruik olie, en dan sit olyfolie, maar olie is hoofsaaklik vir mense, terwyl druiwesap vir goeders en dinge en diere is. Let wel, en ek wil dit baie sterk beklemtoon, hierdie is 'n riglyn, of riglyne, want elke situasie is uniek. Dit is nie 'n outomatiese resep nie. Ons moet gelei word deur die Heilige Gees, en weet, daar is geen krag in salwing nie, daar is geen krag in olie nie, daar is geen krag in druiwesap nie, daar is slegs krag in Messia se oorwinningskrag. Maar dit is 'n simboliese gehoorsaamheidshandeling. Nou die plant van goddelike saad in die vuur van die Heilige Gees. Ons moet ook dan vra en verklaar dat die teenwoordigheid van die Heilige Gees jou ruach sal manifesteer in die spesifieke plek of terrein, en dat hy sy engele sal stuur om te behelp of haar in die plek op te pas en dit aan te vul, dat sy manier in die Gees gehuis sal wees daaroor, Jahwe Nissi, dat sy vuur dit en elkeen van ons sal omring en oordek en eintlik onsigbaar maak vir die bose. Jy kan bid om onsigbaar te wees vir die bose, en weet jy wat, dat sien hulle jou rand. Ja. Dat daar dan ook geen vergelding van hulle kant af moontlik sal wees vir diegene wat in gebed ingetree het, maar dat ons sy goddelike blydskap en vreugde en vrede en blydskap sal hê, asook heerskappy sal ervaar en beleef. En natuurlik, dis net logies, dit gaan gepaard saam met danksegging, aanbidding en lof toebring aan Jahwe en aan Messia ons koning. En daar is nog 'n klomp goed wat ons kan sê. Nou ek het enkele stappe, ek dink ek het so 10 uitgehaal, om ons huise en huishouding skoon te kry van geestelike duisternis, as ook demoniese affektering.
En ek wil herhaal, daar's nog baie stappe en baie meer detail hieroor. Soos wat ons hierdie stappe navolg, weet, dit kan moontlik baie tyd vat. Ek het gedag 'n paar keer en dis alles verby. Nee, groot was my verrassing. Dis nou al jare. En ons het nog nie heeltemal gewen nie. Ons is besig om te wen. Moet dit dus nie afjaag nie. Jy mag vind dat dit dalk langer vat vir persoonlike of geestelike reiniging. En selfs om aanstootlike of afstootlike items uit jou huis uit te kan verwyder, of dit selfs net raak te sien. Ons het vir jare gesit met 'n paar ornamente, en ek het nooit gesien. Dis Afrika beeldjies wat daarop is. Tevens, ek het daar uit Koerak gedoen. Nie raak gesien. Tot iemand eendag sê, ek dink een van die kinders, maar pa, kyk wat's op die beker. Nou kyk jy, my ma, en hy jare in hier is, en hy hou vas. Dit vat ook langer vir persoonlike reiniging om hierdie afstootlike vreemde goed in jou huis raak te sien as wat jy kan dink. Verstaan dan ook dat die plek waar jy bly nie noodwendig aan jou hoef te behoort nie. Baie ons sê maar, ek hier nie die plek. Nee. Maar jy en ek het steeds daar die geestelike autoriteite, gesag en Messia om enige bose magte daaruit te verdryf. Stap 1, om Yeshua Messia as persoonlike verlosser en saligmaker, as ook as koning te aanvaar. Dankie, ons het net gesing. Koning van my hart, koning van my lewe. Nou, meeste van u hier, almal glo wat luister, of die meeste wat luister, het dit reeds gedoen. Maar ek wil vir diegene sê wat nog nie 'n oorgawe gemaak het nie. Dis die eerste stap om werklik vry en skoon te kom wat betref jouself en jou huis as woonplek, as ook jou huisgesin, van enige geestelike duisternis, vloeke, bindinge en affektering. En dit is slegs moontlik in verhouding met Messia Yeshua, dat ons in sy naam, dat ons in sy gesag en autoriteit, dat ons verklaar ons het dit, dat ons weet ons het dit, om demoniese magte teen te staan. Ons fisiese woonplek is van groot belang, maar my en jou ewige tuiste en woning is van baie meer belang. Dit waar ons eendag gaan opeindig. Om hier in duisternis te lewe is al baie erg, maar ewige duisternis gaan iets vreesliks wees wat niemand wil hê. En slegs die bloed van Messia Yeshua kan my en jou deur sy genade red van so 'n aaklige lotsbestemming. Daarom, as jy vandag sy stem hoor, stel nie uit nie, maar bekeer jou en neem Messia Yeshua aan as jou verlosser, jou saligmaker, jou redder en jou koning tot die ewige lewe. As dit nodig is, doen dit weer. Dat ek en jy hom kan aanneem en onsself met Messia bekleed deur jouself te laat onderdompel doop, soos Galasiërs 3 vers 27 sê. Hy sê elkeen wat hom laat doop het homself met Messia bekleed. As jy dit nog nie gedoen het nie, is jy nog nie regtig bekleed met Messia nie. En dan is dit halwe werk. Dan is jy gebrekkig bekleed of glad nie bekleed. Mense, dit is geweldig belangrik. Dink daaroor. As jy nie Messia se omringing van sy vuur om jou het nie. As jy nie bekleed is met Messia nie, hoe gaan jy die Satan en sy demone teenstaan? Daarvoor moet jy en ek ons lewens in oënskou neem en wegdraai van enigiets wat teenstrydig is met wat Elohim graag wil hê. Afstand doen van dit wat hom nie behaag nie. Matteus 3 vers 7 tot 10 en Handelinge 3 vers 19. En elkeen van ons moet erken en bely dat Messia Yeshua aan die vloekpaal gesterf het vir my sonde en dat ek hom aanneem as saligmaker om my te reinig van my sondes. Jy kan nie vir 'n ander ou se sondes gaan bid nie,
behalwe vir die voorgeslagte waar jy dit kanselleer. Omdat hy met sy eie lewe daarvoor betaal het, Romeine 5 vers 9 tot 10 en Titus 2 vers 14. En dan moet ek vra dat hy asseblief die koning van my lewe sal wees, en dit openlik en hardop met my mond bely, dat hy nie net saligmaker en redder is nie, maar ook my koning, 1 Johannes 2 vers 23. Stap 2, neem geestelik inventaris van jou lewe. Ten einde demoniese magte te verwyder uit jou huis, jou woning, jou huisgesin, dalk uit jou kantoor uit, moet ons bereid wees om met sondes te deel in ons lewe. Nou een profie sê in 'n baie lang kommentaar, maar ek som net op, sy naam is Charles Kraft, het uit by 'n teologiese seminarium gesê, en ek haal aan, sou ons ontslaa raak van die rotte, maar die vullis, die rommel en die afval behou, is die persoon steeds in groot gevaar. Maar sou ons van alle rommel, vullis en afval ontslaa raak, sal wat ons gedoen het outomaties die rotte affekteer en verdryf. Met ander woorde, ons moet van die rommel, vullis en afval as sondes ontslaa raak, om ook van die rotte as die demone ontslaa te raak. Anders dit jy vir hulle 'n plek van kos verskaf en voorsien, en hulle gaan nie waai. Wanneer ons ons lewens skoon kry van sonde, asook die afstootlike en aanstootlike beeldjies en sulke goed, afbeeldings en afgooitjies, dan het die demone nie meer 'n wettige reg wat hulle sou gehad het om jou en my te plan, om ons wonings en ons huisgesinne en ons wonings te tuister nie. Jy moet die wettige reg verwyder. Solank jy daardie item in jou huis het, het hy 'n wettige reg om daar te wees. Wat ons egter moet insien, dat wanneer ons poog om ons woning skoon te probeer kry van demoniese magte, sonder om ook ons eie lewens voor Elohim in orde te probeer kry, kan ons die situasie dalk vererger. Dan is ons besig om vullis op te gaar as sonde, maar jy wil die rotte as demone probeer verdryf, terwyl hulle dan kos en oorvloed het. Dat dit 'n wettige reg. Want jy en ek sondes, ons doen daai heimlike sonnetjies waar jy dink, ag nee, wat die ou wit leentjie is nie so ernstig. Yeshua het ons geleer, dat sou ons 'n demoon uitdryf, en dit nie 'n plek elders vind nie, omdat ons nie na 'n spesifieke plek toe gestuur het nie, dan kom het terug en dan kyk die saak so 'n bietjie uit. Is die huis dan mooi skoon uitgevee is, dan bring hy sommer nog 7 ander terug, en dan het jy 8 demone, wat nou baie sterker is, in die plek, of in die persoon. Mense, dit is verskriklik, en ons het dit beleef, ons het dit gesien. In die vroeër dae was ons onkundig, jy jaag een demoon weg, en jy bind hom nie, en sê hy moet onder die vloekpaal, en by Yeshua se voete wees nie. En die volgende keer as jy met die persoon te doen het in berading, is jy stom geslaan. Dis 'n legio van demone, wat hier voor jou sit. En ek moet sê, die eerste klomp gevegte het ons liderlik verloor. Ons nie geweet wat ons doen. Sou ons die wettige reg verbreek van die demoon wat ons uitdryf? As jy dit nie doen nie, dan sit jy daar met 8 ander. Gaan lees Matteus 12 vers 43 tot 45. Daarom is dit so noodsaaklik dat jy die Heilige Gees Jaruach vra om aan elkeen van ons te openbaar, waarmee moet ek nog deel in my lewe? Vergeet die ander. Eerstens in my lewe, voordat ons verder gaan met geestelike skoonmaakproses. Net een voorbeeldjie, omdat onvergewensgesindheid spreekwoordelik 'n baie groot sak vol afval en vullis is, waarop demone graag teer en feesvier, vra Elohim dat hy aan jou openbaar, waar jy nog iemand moet vergewe of vryspreek, sodat jy self kan skoonkom. En jy gaan verbaas wees. Ek is deurluister. Ek het neergeskryf op papier
Dan kom ek by sy 3-4 folies vol. En ek spreek hulle vry, en op 'n dag sê Vader, maar wat van die ou? Nie helemaal ja. Vir hom ook nog. En as jy er weer na deur gaan, raai wat, daar kan jy nog 2 of 3 naamkies. So, ek praat uit ervaring mense. Jy dink jy klaar, maar is jy nog nie klaar. Jy moet skoon kom. Stap 3, wy jou huis en huisgesin toe aan Jahwe. En die teks, en dankie vir die lied, Joshua 24 vers 15b, maar ek en my huis, ons sal Jahwe dien. Hierdie is 'n baie belangrike stap om jou woonplek en huisgesin skoon te kry van geestelike duisternis. Bid in eenvoud dat Jahwe sy teenwoordigheid in jou woonplek en huisgesin sal inbring en laat manifesteer en gee jou eienaarskap oor aan hom, dat dit uiteindelik daar sal wees tot uitbreiding van sy koninkryk. Mense, hierdie is seker van die moeilikste goed wat daar is. En skus dat ek behoor aan. Ons is so geneig om te sê, dankie Vader vir die goed wat U vir my gee. Dankie vir dit wat U alles vir my geskenk het. Terwyl uiteindelik alles aan hom behoort. Om daai kopskuif te maak, is seker die moeilikste een. Alles behoort aan U. Verklaar dat ek in my huis sal Yeshua dien. Ons het dit gesing. En verklaar dit gedurig. Alles wat ek het, behoort aan hom. Behoort aan U. Joshua 24:15b. Verklaar dat jou huis nie 'n vesting vir die duisternis sal wees nie, maar 'n baken van Messias se lig vir jou gesin, familie en vir die hele wêreld om te sien. En dit is nodig om dit hardop te bid en te verklaar. Nie net dat jy dit ook self kan hoor nie, maar omdat demone en die duiwel, God dank, hulle kan ons nie hoor as ons dink nie. So jy moet dit verklaar dat hulle dit ook hoor. Dat hulle self sal onderwerp aan die gesag van die gesproke woord in die naam van Messias Yeshua. Die demoon kan jy nie oordink nie. So wanneer jy hierdie gebede bid, verloningsgebede ensovoorts en die proklamasies maak, hardop, sodat die demoon hoor, jy kan maar met hom hard praat, jy kan maar op skreeu. Yeshua het nie vir hulle gesê met die varke, gaan asseblief nou uit nie. Daar staan uit met 'n sterk stem geskreeu. As jy na die Grieks kyk, die Griekse woord, beteken dit op die sterkste van sy stem, on the top of his voice, as hy vir die demoon geskreeu. So as jy nie vir hom agter, ag asseblief tog, jy moet nou gaan nie. Jy kan maar hard praat met hom. Moet net nie swets nie, maar dan het jy gevang. Ja. Dat hulle self sal onderwerp. Weet ook, jy kan dit nie doen in askese of in afsondering op jou eie. Daar's mense wat sê, nee, ek en my huis gesin, ons sal Jahwe dien. Maar sit iewers op 'n paal, soos 'n monnik, né? Jy moet aan 'n gemeente behoort as die liggaam van Messias. Anders gaan dit nie werk nie. Weet dat wanneer jy besig is met hierdie aksies en stappe in jou lewe, dan is jy in geestelike oorlogvoering en gaan die Satan en sy demone jou probeer tuister. Daarom stap 4, berei voor vir oorlog en wees geestelik paraat. Om fisies paraat te wees, hier's 'n paar manne hier wat julle mooi kan verduidelik. Maar ons is besig om in die geestelike realm te veg, om ons wonings en ons huisgesinne te vestig vir Jahwe se koninkryk, en om die bose saam met alle magte van duisternis se houvas te breek en af te sny en dit tot nie te verklaar. Daar is altyd voorbereiding nodig vir enige geveg, vir enige oorlog. So, jy het minstens die volgende nodig. A, vra vir Elohim
strategie vir jou persoonlike oorlog. Hy mag jou dalk waarskynlik lei om iets soos geestelike musiek in jou plek te speel, of dat jy die plek afsalf soos genoem, ten aanvang, né? Of om spesifieke skrifgedeeltes hardop te lees. En dan moet jy die verwagting hê, dat hy jou gebede sal beantwoord en dat hy jou sal wys wat om te doen en hoe om dit te doen. B. Verklaar die bloed van Yeshua oor jouself by herhaling, oor jou gesin en jou familie, oor jou diere, oor jou goed, oor jou eiendom, oor jou belange. C. Baie bekende een, lees en bid Psalm 91 hardop. Dis 'n baie belangrike psalm wat jy eintlik moet in jou kop uitleer. D. In die gesag en autoriteit van Messia Yeshua bind enige demoniese magte wat dalk wil manifesteer of wel manifesteer gedurende die proses. Toe ons van die sekoebeeldjie ontslaag geraak het hy vrou baie ernstig aangeval. Sy was byna bewusteloos. Sy het hom net gaan weggooi. So, hulle manifesteer wanneer jy met die reaksies besig is, dan is hy kwaad vir jou. Net soos wanneer jy jou laat doop, dan is hy baie kwaad vir jou. Stap 5, neem bestekopname geestelik van jou woning of blyplek. Vra Elohim om jou onderskeiding te gee, om na alles om jou te kyk van vertrek tot vertrek, en dat hy vir jou uitwys wat nie daar hoort nie. En soos ek gesê het, jy is soms verbaas. Jy kyk baie keer 20 jaar vas in 'n ding, sonder om dit raak te sien. Maar die demone skelm, hy sluit, hy kry weg. Stap 6. Maak dan jou gebed skoon van enige ongoddelike of afstootlike voorwerpe. Wat ook al moet gaan, moet vernietig word. Verkieslik om dit te verbrand, of dit dan fyn te kap. En dis nie iets vir 'n tweedehandse handelaarswinkel nie. Jy kan nie daar by besighede soos wat baie vriende hier het aangaan en sê, want sy geldjie kan my vir die ding gee nie. Nee, glad nie. Jy moet hom vernietig, jy moet hom verbrand, jy moet hom stukken kan. Maak seker om dit te vernietig, nie net weg te gooi nie. En die skrif gee vir ons 'n paar aanduidings, ons gaan nie diep daarin gaan nie. Maar ek wil ook nou sê, jy moet nou nie oorboord gaan. En by goed, bijvoorbeeld goed soos familiealbums, en oupa en pa en ma se foto teen die muur, nou gaan verbrand. En daar's toch logika betrokken. Ek het sulke gevalle gehad, die vrou hy laat dood, sy sê, my man het gegaan, en my pa en ma se foto's wat nou oorlede is, allemaal gaan verbrand. Maar ek sê, mens nie, hierdie ou verstaan nie mooi. Jou ouers is nie afstootlik nie, asseblief. Hoor nie wat ek sê. Nee, dat is jou pa en ma. Ja, goeie mooi skilderye, is nie ongoddelike goed nie, dat sy daar nou 'n agenda by is, soos jy kan dink. Deuteronomium 7 vers 25 sê, die gesneede beelde van hulle, en ek sit afgode by, moet julle met vuur verbrand. Die silwer en die goud wat daarin is, mag jy nie begeer of vir jou neem nie. In ander woorde, jy kan nie gaan verkwansels moet verstel. Dat jy nie daarmee verstrik raak nie, want dit is vir Jahwe, jou Elohim, 'n gruwel. So, stap 7, maak elke vertrek skoon as ook jou gebied. Met die proses verklaar dan ook dat enige verbintenis met die voorwerp verbreek, wat jy of jou gesin of familie wetend of onwetend gehad het, en vra Elohim jou daarvoor te vergewe. Ek het nou die beeldjie genoem, my pa het hom vir my gegee, en dit was sy laaste persent, of eintlik enigste persent aan my, wat ek kan onthou. En ek was bitter sentimenteel daaroor. Hy is net daarna oorlede. As ek aan die beeldjie dink ek aan pa, en ek denk, wow, ek het dan 1%. En raai wat? Dit was 'n afgodsbeeldjie. Dit het veral betrekking op voorwerpe wat gekoppel is aan vrymetselary, oosterse sterre, ek hoor hulle praat van Job se dogters, reënboë, windklokkies,
Ja, hierdie chimes, soos die Engels sê. Daai goedjies. Hy roep sommer 'n klomp demone, want hy ding, hy roep 'n dosyn van. Breek dan ook eers demoniese magte van sulke voorwerpe, of wat daarin verbind is, voordat jy dit vernietig. Bind hom. Want jy slaan die ding stikkend en hy spring net oor na iets anders toe. Hulle is baie skelmer as wat jy dink. Omdat die wettige reg vir demoniese magte wat aan sulke voorwerpe gekoppel is, gebreek is deur jou verklaring, en omdat jy vergifnis gevra het jy en ek die gesag in Messia Yeshua se naam om sulke bose magte te verjaag en te bind. En gaan sit hulle, gaan plaas hulle onder die vloekpaal, want dan kan hulle nie iemand gaan anders pla nie. Hulle kan nie gaan intrek in 'n ander lyf nie, in 'n ander persoon nie. Dan eers brand dit wat kan brand, of laat dit die vuur gaan as jy wil, en kap dit dan stukke. En doen dit by herhaling soos benodig. So, maak jou gebied skoon, as 7, né? Stap 8, wy alles toe aan jou weg, seën dit in Messia Yeshua se naam. Wanneer jy en ek ons huis, ons woning, dalk kantoor skoongemaak het van ongoddelike voorwerpe, is dit ook nodig om elke vertrek geestelik te reinig van enige demoniese magte, wat nie aan die voorwerp gekoppel was of is nie, maar omdat daar dalk trauma plaasgevind het in daardie vertrek, of omdat daar sekere sondes gepleeg is. Ek het net genoem van 'n geval, daar is 'n moord in 'n familie gepleeg in 'n spesifieke vertrek. En soos die ou mense sê, daar was stoortery, daar was skolery aan die gang in daai vertrek. Daar is nie 'n voorwerp teen 'n muur nie, daar is nie 'n beeldjie nie, maar die gebeure wat daar plaasgevind het, dit moet jy aanspreek in die naam van Messia. So. Dit mag wees dat jy sekere impressies kry. Dis 'n beeld in jou verstand wat jy kry. Vertrou dit, glo dit. Vra die Heilige Gees waarvoor moet jy spesifiek bid vir sulke vertrekke waar daar trauma was. En dit mag wees dat nadat jy en jou gesin in 'n nuwe plek ingetrek het, en ons het sulke praktiese gevalle gehad, nie een keer nie, seker al 'n paar dosyn keer, waar hulle in 'n huis intrek en na gebeur skielik die snaakste goed. Vreemde dinge manifesteer. Daar is skielik gedurende gevegte onderling. Man en vrou was liefie-diefie, en skielik is hulle elke dag aan mekaar se hare. En hulle verskree die kinders en wil die kat doodskop. Finansies loop skeef. Geweld wat selfs kop uitsteek. Nagmerries, aanhoudende ongelukke. Dis dan waarskynlik aanduidings van wat vooraf in die woning of plek kon gebeur. En dit kan selfs 'n kantoor wees. Ons het sulke gevalle ook gehad. En doen dan, soos genoem, verklaar dit nietig, vra vergifnis en breek die magte van die bose. Jy moet dit doen. En ek bely, ons het dit 'n keer wat gedoen en gedag alles is reg. En ek weet, ons gaan dit nou weer doen. Vra dan vir heling vir enige trauma as gevolg daarvan. Want hierdie risies wat skielik ontstaan wat nooit daar was nie, veroorsaak baie keer trauma in 'n huwelik of in 'n huisgesin. Die gevolg daarvan moet volkome herstel word. So bid vir die herstel van jou huisgesin en van jouself. En dat hierdie vloeke en seëninge omgeskakel sal word. En enige seëninge wat jy verbeur het, 70voudig na jou toe sal terugkom. 7voudig herstel sal word minstens. Dit wat die bose magte by jou gesteel het. En ek kan nie wag nie. Ek tel nou ander dag op wat die bose magte met my gesteel het in my werk. Mense, dan gaan ons groot gaan. As ek dit terugkry. Finansieel. Ja. Stap 8, dit was gesê, né? Seën dit in. Wy alles toe aan Elohim. Plaas sy seën daarop en op elke vertrek en op alle aktiwiteite
wat daar mag plaasvind in so 'n vertrek. Doen spesifieke seëninge vir spesifieke vertrekke, sodat verhouding met Elohim en onderling sal verbeter en verinnig, sodat die plan en doelwit van Jahwe vir elke vertrek sal geskied. As voorbeeld, en kom ons raak persoonlik, die hoofslaapkamer, dat dit geseën sal wees, dat die huwelik van die getroude paar tot seën sal wees vir vader, vir hulle self. Nou so 'n bietjie op lig te trap. Jy kan self die badkamer seën en dit simbolies verklaar as die plek van reiniging, nie net vir jou lyf nie, maar ook vir jou gees en siel, né? Eintlik is jou gees wanneer jy gewederbaar is klaar skoon. Maar jou siel is nie altyd. Hier dink ek kort baie was. Nou soos gesê, baie mense gebruik olie wat die simbool is van die Heilige Gees, maar reiniging hou eerder verband, en ek moet dit herhaal, met die bloed van Yeshua Messias soos genoem, en moet dit verklaar word in Johannes 15 tot 17, waar 'n mens dan druiwesap of wyn gebruik. Doen dit vir die hele gebied, erf of plaas. Mens kan selfs houtstokkies vat wat in druiwesap of wyn gedroop is of daarin gelê en op die hoekpenne inslaan, of jy kan die hoekpenne daarmee besprinkel. Daar mag jy nou 'n bietjie latspad loop doen. Ja, dis al wanneer jy dit seker mag doen, né? En jy die gebied so afsalf in die seën van Messias Yeshua. En plaas dan in die geestelike riem 'n koepel van Yeshua se seën oor die hele gebied om daaroor te strek. En doen dit met lofprysing daarmee saam. En onthou, dis 'n profetiese aksie wat jy en ek doen. Dis nie 'n magiese formule of 'n resep nie, dis 'n riglyn. Daar's mense wat skriftekste gebruik en dit op houtplanke skryf. Nou ruk, 'n paar jaar terug, by mense gekom op die hoek van die erf, sulke groot planke met klomp tekste daarop skryf, wat by elke hoekpen inslaan. En dan sê hulle dit skielik die ongelooflikste vrede en harmonie op hulle werf. So, tekste soos Josua 24 vers 15, Psalm 91 wat ons genoem het, Jesaja 54 vers 2 en 3, Jeremia 29 vers 7, daar's nog ander tekste op, Lukas 1 vers 37, en dan kan jy dit op die hoeke van jou terrein staan maak, of jou gebied, en dit dan toewy aan Elohim. Jy kan die lys uitbrei soos jy goed wil, en soos wat Vader vir jou sê. Stap 9, sit nog enetjie hierna. Vul jou huis met sy glorie. En hierdie stap is om jou huis te vul met voorwerpe en aktiwiteite wat eer bring aan Elohim. Nou, sommige mense hang teksverse ook oral op in die huis. Ek ken mense wat dit op 'n bureau skryf. Ek sal nie uitpraat nie, maar dit is mooi. Ja. Ander speel weer die hele tyd geestelike musiek. En ander sing self, soos wat hulle kan, deur die dag lofliedere. Maak nie saak hoe vals jy sing nie, solank jy dit sing. Gebed as gesin, en dat die hele huisgesin deelneem. Dis verskriklik belangrik. Daarmee saam, om te getuig elke dag van die goeie dinge wat Elohim in daardie dag vir jou gebring of gedoen het. Om ook positiewe proklamasies te maak as dit kan, skriftekste saam met Bybel lees. Proklameer die hele dag. Vader het my geseën, Vader seën my, en hy gaan my die res van die dag seën. Doen dit. Verklaar gesondheid, verklaar 'n klomp goed. En doen dan ook iets self. Nou, dis bid en spit, soos die een vriend altyd gesê. En dan, om jou huis helder en vol lig te hou, en enige invloede van duisternis wat dit demp uit te weer. Mense, dit is baie belangrik. Ons was onlangs in 'n huis, as jy daar instap, dan raak jy skoon benut. Al die gordyne is toe, dis pikdonker. En toe sê kom af, toe is dit nog donker is.
Hy is lig, so hou lig in jou plek. Stap 10. Behou geestelike oorwinning. Weet elke oomblik van elke dag dat ons is in 'n geestelike oorlog en wees dus op jou hoede die hele tyd. Moenie verslap nie. Hy gaan kom met skewe gedagtes in jou kop. Ek sê baie keer, Vader, skuis, hierdie gedagte is nie van jou. Ek verwerp dit in Yeshua se naam. Tot my drome vra ek om vergifnis voor, wat skeef is. Wees op jou hoede. Moenie toelaat dat die vyand geestelike duisternis in jou gemoed, of in jou huis, of in jou huishouding indra nie. Bly positief. Kies die positiewe. Gaan jou huis en gebied gereeld deur om negatiewe voorwerpe uit te ken en van ontslae te raak. Salf jou erf, salf jou huis, salf jou plaas, salf jou plot, as dit nodig is. Ek gaan een getuienis hier bysit soos die Gees op my druk. Ons het vir 'n broer in Suidwes klomp jare terug, dis nou maar weer vir die dit nie weet nie, gaan kyk, en dit het reg rondom hulle gereën. 'n hele paar seisoene, en hulle het droog te gaan. We doen ons die moeite, en ons het so groot 2 liter, drywesap, gery, en dit is ver. Daai plaas is 8000 en iets hektar. Jy ry 2-3 ure. Ons het op elke hoekpos waar ons kon, rondom die werf, op die hoekpenne en die hoekpale, van drywesap. En ons het die plek gesalf en geseën in Yeshua se naam. En raai wat, toe kry hy reën in die bure nie. En toe dit baie goed gegaan vir 'n klomp jaar daarna. So, gaan gereeld deur jou plek en ken negatiewe goede uit. Net so moet ons gereeld besig wees met belydenis van 'n ou en nuwe sondes, want almal van ons sonde gereeld. Stap gereeld om jou gebied of jou erf of jou plaas as jy wil en proklameer weer eens al die positiewe daaroor en wy dit van voor af toe aan jou wet. Proklameer sy oorwinning oor die duisternis so gereeld as wat jy kan om my. Kom ons bid saam. Abba Vader, ons Messia Yeshua, aan U is al die mag gegee in die hemele en die aarde. En ons weet dat dit ook aan ons behoort deur U vloeke dood, opstanding en hemelvaart, deurdat ons dit aanneem en dit verklaar en dit glo. En dat U deur U Heilige Gees, U Roog, wat in ons woon, aan ons daar dieselfde krag en autoriteit en gesag verleen om in oorwinning te lewe en te kan heers. Ons dankie en ons loof U en ons prys U daarvoor. Kom asseblief ons ongeloof te help en ons dankie dat U dit vir ons sal doen in die naam van Messia Yeshua. Amen. Ek wil net vir u gou die bronne lees. Ons kan dit ook maar opneem. Die boeke as bronne wat ek gebruik het, daar is ene, Prayers of Renunciation, Secret Organizations, Cleansing Your Home. 2, Ridding Your Home of Spiritual Darkness, Chuck D. Pierce. 3, Spiritual Answers to Hard Questions, from the Spirit-Filled Bible by Pat Robertson. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1991. 4, Defeating Dark Angels, Charles H. Kraft. Commitment to Conquer, Bob Beckett. Glory on Your House, Jock Hayford, kies toch? Dan 7, Vreemde Entiteite, die Willie Smith se boek, wat 'n klomp van u hopelik al gelees het. En dan studies wat geskryf is. Walking Continuously in Victory is Possible, Spiritual Covering, van Amanda Buys, El Shaddai, Christelike Kerk. Verloningsgebede, Antieke Wortels, Geestelike Dekking, Amanda Buys, El Shaddai, Christelike Kerk. Verloningsgebede, Geheime Organisasies, Geestelike Dekking, Amanda Buys, El Shaddai, Christelike Kerk. Vrymeestelarry, Geestelike Dekking, weer eens Amanda Buys, en dan, excuse dat ek net hier verder oopmaak,
En dan die organisasies en bedieninge waar ons kursusse en seminare gedoen het. KBN, Keerpunt Beradingsnetwerk, met Diep Emosionele Terapie, DET, kursusse 1 en 2, Soldiers for Christ, verskeie kursusse en seminare, dan het beweging Igniting Christ, 'n paar kursusse en seminare, en dan Lewende Hoop bedieninge, kursusse en seminare, oor amper 26 jaar, en meer as 28 jaar in die bediening. So, ek glo, dit wat ons vir u gegee het, is werklik net die klein puntjie van die ysberg. Glo dit, pas dit toe, neem dit aan, en doen wat jy gehoor het jy moet doen, om my